called my name, said you knew me long before I was born. Goeiemôre liewe vriende, baie welkom by vandag se diens. Dit is so 'n voorreg om julle vandag by hierdie aanlyn diens te kan verwelkom. My bede is dat julle ook vandag die teenwoordigheid van die Here deur sy Gees sal ervaar. Die Here sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Genade en vrede van God die Vader en van Jesus Christus, ons Here. Amen. Broers en susters, terwyl ons net so bly sit, kom ons sluit die oë en dan bid ons ook saam. Here in Hemel, Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vir U te kan ken, om te kan weet dat U die God is van wonders. U is die God wat U Gees ook stuur om onder ons te kom woon, om ons te kom vertroos, om ons te kom leer en vir ons te kom lei. En ons bid Heer vandag dat U deur die Gees ook in ons sal werk. Hier waar ons op Pinkster Sondag by mekaar is, wil ons vra dat U ons weer sal herinner aan die kragtige wonderwerke wat U kan doen deur die werk wat U self in mense se harte doen. Here, ons wil vra dat U ook deur die Gees in ons harte en ons gedagtes sal kom spreek en wil U vandag ons denke ook kom vernuwe. Amen. Vandag is inderdaad Pinksterdag, broers en susters, en Pinkster Sondag spesifiek, en hierdie vier ons as die 50ste dag na die opstanding van Jesus Christus in die kerklike jaar. Ons het op dag 40 het ons hemelvaart gevier, en vandag is die 50ste dag na Jesus se opstanding. En broers en susters, hierdie woord Pinkster word ook in Engels is dit Pentecost, en Penta beteken 50, en daarom dat hierdie dag ook as Pinkster op die 50ste dag na Jesus se opstanding uit die dood gevier word. Broers en susters, en vandag is eintlik 'n besonderse dag, want hierdie is die dag waar die kerk uiteindelik sy bestaansreg ook kry. En waar die kerk hierdie roeping wat dit van Jesus afgekry het, begin verstaan het en die Gees ook hierdie apostels geaktiveer het om die evangelie te gaan verkondig reg oor die wêreld. En kom ons lees hierdie verhaal weer uit die woord uit vandag. Ons lees vandag Handelinge 2 van verse 1 tot 13 en dan ook 2 vers 42 tot 47. Kom ons lees eers van die eerste gedeelte daar. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destyds het daar vrome Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal wat daar praat dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons, Parthe en Meders en Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en streekte van Libië in die omgewing van Sirene en Romeine wat hier vertoef. Jode en proseliete, mense van Kreta en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Almal was verstom en verward en het mekaar gevra, wat beteken dit tog? Ander weer het spottend gesê, hulle is vol soetwyn.
vereers tot sover hierdie skriflesing. Broers en susters, hierdie is sekerlik 'n baie bekende verhaal by elkeen wat gereeld ook die woord lees. En hierdie is 'n wonderlike verhaal eintlik omdat dit vir ons vertel hoe hierdie apostels geaktiveer word. Want onthou nou dat ons hier aan die einde van die evangelie van Lukas, wat dieselfde outeur gehad het as Handelinge, nou juis hierdie klomp verhale kry van hierdie disippels wat vir Jesus verraai het. Nie net Judas Iskariot nie, maar eintlik ook Petrus. En van die ander disippels het mens ook glad nie gelees nie. Die enigste een van wie ons andersins sou lees was dan van Johannes, die seun van Zebedeus, een van die Boanerges broers, die geliefde disipel, waarvan ons in Johannes ook lees, en wat ons later dan in Openbaring, die Openbaring van kry. Hier het ons te doen met 'n groepie bang disippels wat nog niks verstaan het van die evangelie nie, wat nog nie verstaan het wat Jesus se opdrag aan hulle was nie. En dan gebeur daar iets wonderliks. Ons hoor van hierdie sterk wind wat opkom, ons hoor van die aarde wat skud. Kom ons gaan net weer 'n bietjie terug na die teks, laat ons dit ook bietjie kan lees. Dit sê daar, onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink, en die hele huis gevul waar hulle gesit het. En tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel, en op elkeen van hulle neergedaal. Elkeen is vervul met die Heilige Gees. En toe die mense dan hierdie stemme hoor, was die mense verward en verbaas. Hoor julle, hierdie stormwind, iets wat soos 'n stormwind klink om hier op. En dit laat 'n mens weer dink aan daardie verhaal in Genesis, waar God dan sy asem in die mens blaas. Dis mos in Genesis 2, nê? Waar hy die mens nou uit klei gevorm het, en dan lees ons hoe God sy lewende asem in hierdie mens inblaas, sodat hulle kan lewe. En broers en susters, hier is daar iets van dit wat geëcho word. Want dis weer die Gees van God wat hier handel. En deur die hele boek van Handelinge is dit nie individuele karakters wat uitstaan nie. Ja, daar word uitgebrei op die bediening van Paulus en Petrus en van die ander manne wat saam met hulle gegaan het, maar die hoofakteur, as mens dit so kan noem, in Handelinge is nie hierdie individue nie, maar dit is God self wat deur sy Gees handel. Dis asof God weer van vooraf nuwe lewe in hierdie disippels inblaas, sodat hulle nou die gestuurdes van God word, die apostels. Hy blaas hierdie nuwe lewe in hulle, en hierdie tonge wat soos vuur op hulle neerdal, simboliseer dat hulle nou uiteindelik kan sê wat hulle moeilik kon gesê het, selfs toe Jesus nog in hulle teenwoordigheid was. Nou, die heeltyd as ons die evangelies lees, dan hoor ons hoe onseker hierdie disippels was, nê? En wanneer hulle gevra word wie Jesus Christus is dit Petrus wat heel eerste bely dat hy die Christus is, maar dat hy die seun van God is, maar hy hardloop weg op die ou end, wanneer hy veronderstel is om by Jesus te staan. En dit waaroor hy nie kon praat nie, kan hy nou skielik doen. En toevallig is dit dan ook hierdie selfde Petrus wat vir Jesus verloon, wie se toespraak ook vir ons in die gedeelte wat op hierdie gedeelte volg, wat ons vandag gelees het, ook volg dan. Ons lees van hierdie vrye getuienis wat Petrus gee van wie God is, wie Jesus is, waar hy vandaan kom en hoe hy gekom het om God se beloftes deur die geskiedenis te kom vervul. Dit wat hulle moeilik op hulle eie kon sê, kan hulle nou sê, want die Gees het hulle vervul. Hoor julle, wat 'n kragtige moment is hierdie nie. En nou is daar van hierdie mense wat hoor hoe daar in hulle eie
taal met hulle gepraat word oor hierdie evangelie van Jesus Christus. En hier, as ons die name van hierdie verskillende bevolkingsgroepe lees, moet ons verstaan dat hierdie eintlik 'n samevatting is van die totale bewoonde wêreld van daardie tyd. Elke deel van die wêreld wat mense op daardie stadium in hierdie gebied geken het, word hier opgenoem. En as ons na 'n antieke kaart gaan moet kyk, dan sou dit hulle verstaan gewees het van die hele bewoonde wêreld. Met ander woorde, almal reg oor die wêreld kon dan hierdie evangelie in hulle eie taal hoor. En die mense het gewonder, maar hoe is dit moontlik? En die mense kon nie sin maak daarvan nie. Miskien omdat hulle ook gewonder het oor hierdie disippels wat nie voorheen op hulle eie hierdie boodskap van Jesus Christus se verlossing kon verkondig nie. En nou, nadat hierdie wonder gebeur het, nou is die vraag, maar hoe verklaar ons dit? Hoe verklaar ons die onverklaarbare? Hoe is dit manne wat eintlik stom was toe hulle moes gepraat het, nou skielik kan praat oor Jesus Christus? En party se verklaring is, nee, hierdie manne moet seker dronk wees. Die onverklaarbare verklaar hulle met, nee, hierdie manne moet seker so bietjie te veel gedrink het. Maar dit is nie wat hier gebeur nie. Wat hier gebeur is God wat sy gees van vooraf in hierdie disippels inblaas en vir hulle nuwe lewe gee. Wat hulle help om met kragtige verwondering te getuig van Jesus Christus en sy evangelie. Wat hy gedoen het aan die kruis, wat hy gedoen het deur sy opstanding, hoe hy al God se beloftes aan Israel vervul het deur vir ons aan die kruis te sterf, maar ook op te staan uit die dood. Dis wat Petrus nou in die volgende gedeelte dan ook doen. Maar dan, wat gebeur? Want dit is nie die enigste ding wat hier gebeur nie. Dis nie net hierdie disippels wat tot aksie geroep word nie, maar nadat mense hierdie wonderlike evangelie boodskap in hulle eie tale hoor, gebeur daar iets met hierdie gemeenskap, met hierdie groep mense wat daar staan. Hulle word 'n nuwe gemeenskap. Hulle word saamgebind deur dieselfde gees wat op hierdie disippels neergedaal het. En wat onmoontlik gelyk het, word moontlik deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Mense van die hele Israel, maar nou sal ons ook sien in die gedeelte wat ons volgende gaan lees, van reg oor die wêreld, kom by mekaar op die onmoontlikste wyse, op maniere wat mense nie gedink het ooit moontlik sal wees nie, bring die Heilige Gees hierdie mense by mekaar. En kom ons lees 'n bietjie van daardie gemeenskap van gelowiges. Ons lees nou van die volgende gedeelte wat uit Handelinge 2 vers 42 tot 47 kom. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Almal is met ontzag vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind en die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg. Nadat Petrus nou sy kragtige boodskap gelewer het, wat gebeur? Hierdie mense kom tot bekering. Dit sê dat daar soveel soos 3000 mense daardie dag tot bekering gekom het. En wat baie belangrik is, was hoe hierdie gemeenskap saamgestel was. Want die onmoontlike wat hier gebeur,
is dat hierdie gemeenskap saamgestel word uit verskeie mense, uit die Joodse bevolking op daardie stadium, maar wat van reg oor die wêreld kom en verskillende tale gepraat het. Hierdie mense was van verskillende bevolkingsgroepe wat ook tot by die Jodendom gevoeg was. En wat gebeur hier? Hulle wat onmoontlik gelyk het om saam te werk skielik saam. Want God se gees het hierdie mense vervul. En daar ontwikkel by hierdie mense 'n ongelooflike liefde, nie net vir God nie, maar ook vir mekaar. Want ek dink hulle het verstaan wat Jesus gesê het, dat niemand van ons kan sê dat ons die Here liefhet, maar ons haat ons broers nie. Niemand van ons kan dit ooit sê nie, nee. Maar waar ons in geloof en liefde saam met God lewe, dan leer ons ook om vir mekaar lief te wees. En wat dan daar uitkom, is die gemeenskap wat ons in hierdie eerste gemeente sien. In hierdie eerste gemeente lees ons 'n paar tekens wat baie duidelik word, en ek gaan dit sommer so behandel soos wat ons aangaan. Wat gebeur? Hulle is toegewy aan hierdie leer van die apostels. Hulle hoor hierdie evangelie van die apostels en hulle is daaraan toegewy. Hulle luister met ander woorde na hierdie leer en vertel dit ook self oor. Elke keer wanneer hulle by mekaar kom, is dit wat hulle vir mekaar sê. Hulle herinner mekaar weer aan hierdie goeie boodskap van Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het, maar wat ook die dood finaal oorwin het, deurdat hy opgestaan het uit die dood. Hulle vertel vir mekaar van die genade wat daar is in Jesus Christus. Hulle vertel vir mekaar van wat Jesus gedoen het. En hulle vertel van die baie getuienisse van mense wat deur Jesus aangeraak was en deur wat hy vir hulle kom leer het. Die volgende teken waarvan ons leer is dat hierdie kerk in gemeenskap is met mekaar. Die Griekse woordjie wat daar gebruik word is koinonia. Hulle is saamgebind as 'n gemeenskap en eintlik tog ook as 'n nuwe gemeenskap. 'n Gemeenskap wat in wording geroep word deur die Heilige Gees se werking self. 'n Gemeenskap wat met ander woorde gebind word aan mekaar deur die Heilige Gees, maar dan die reaksie daarop deur hulle liefde vir God en deur hulle liefde vir mekaar. En hierdie gemeenskap word sigbaar deurdat hierdie gemeenskap alles met mekaar deel. Het sê hier dat hulle self so ver gegaan het as om hulle besittings te verkoop en met mekaar dit te deel. Nou, of dit in werklikheid so gebeur het, word nou bevraagteken deur baie, maar ek dink wat ons vandag daaruit moet vat, is dat ook ons gemeenskap in ons geloofsgemeenskap baie belangrik moet ag. Koinonia is een van die belangrikste tekens van die kerk. Dat ons met mekaar vriendskappe bou, dat ons met mekaar saam leef en met mekaar deel wat ons het. En dit gaan daaroor dat ons ook vir mekaar omgee. Hierdie omgee en liefde vir mekaar moet baie duidelik en sigbaar wees van ons as kerk en geloofsgemeenskap. Die volgende ding is dat die kerk breek saam brood. Rondom die tafel word daar met ander woorde nuwe gemeenskap gebou. En ek dink dat as ons na hierdie eerste gemeenskap van gelowiges kyk, stop dit nie net by die breek van die brood en die drink van die wyn nie, maar hier is maaltye saam geniet. Hier is vriendskappe gesmee rondom 'n tafel waar mense met mekaar eenvoudig 'n maaltyd saam geniet het. En dit is een van die kerk se kragtigste maniere gewees om gemeenskap te bou. Verlede week het ons by ons in die gemeente nagmaal gevier
sommer so rondom 4 lang tafels wat in die saal opgestel was. En wat 'n wonderlike ervaring was dit nie, want wat het daarna gebeur? Terwyl ons hierdie sop en brood saam geniet het, het mense met mekaar gesels en vriendskappe gevorm. Ons bou gemeenskap daar waar ons rondom 'n tafel sit en 'n maaltyd saam geniet. Ek het nogal die manne van die mannebyeenkoms donderdag aand ook uitgedaag om 'n bietjie verder te gaan en te gaan kyk om iemand te nooi na jou etenstafel wat jy nie normaalweg sou genooi het nie. Iemand wat bietjie buite jou comfort zone is. Dalk jou bure met wie jy eintlik nog glad nie 'n verbintenis gemaak het nie. Dalk mense van jou werk met wie jy eintlik nie so 'n noue verbintenis mee het nie. Wat is die punt hiervan? Die punt is hier om te probeer om hierdie kragtige werking van die Gees te probeer voortsit in ons wêreld. En daar waar ons dit rondom 'n tafel kan doen, soos wat hierdie eerste Christene dit gedoen het, kan ons dalk dit regkry om gemeenskap te bou. Hierdie gemeenskap wat ons ervaar het ook in Handelinge 2. Dan die volgende is dat die kerk saam bid. Hierdie gelowiges het saam die Here geloof en prys en saam gebid, saam na die Here toe gegaan met al hulle laste en vir hom gevra om hulle daarmee te help. Gebed is mos die kragtige gesprek wat daar tussen God en mens is, nê? En hier as 'n gemeenskap het hierdie gemeenskap met ander woorde 'n noue verbintenis met God gebly en in kontak met God gebly en hulle gesprekke met God bly voortsit. En vandag is dit net so belangrik as wat dit was in daardie eerste gemeente, dat ons met ander woorde as 'n gemeenskap van gelowiges wat saam die evangelie hoor en saam daaroor dink, bly in gesprek is met God oor hierdie kragtige boodskap wat ons het. Om aan God ook al ons sorges te openbaar en vir hom te sê wat ons behoeftes is. Want wanneer ons 'n gesprek met God tree, is dit daar waar ons ook hegte verbintenisse met God smee. Ons verbintenisse met mekaar en met God is uiters belangrik, want uiteindelik is dit ons liefde vir God en ons liefde vir mekaar wat ons saambind. En broers en susters, nou is die vraag, hoe gaan ons vorentoe van hierdie punt af? Die belangrike is dat ons vandag uit hierdie gedeelte hoor van Handelinge, dat dit God is wat deur sy Gees in die eerste plek hierdie gemeenskap van gelowiges toerus en openbaar. Dit gaan nie oor ons as individue in hierdie gemeenskap van gelowiges wat ons vandag na verwys as kerk nie. Dit gaan nie oor die hervormde kerk Oos-London of die NG gemeente Nehoen op ons eie nie. Dit gaan nie oor individue in hierdie twee gemeentes nie, maar dit gaan oor ons wat saamgebind word deur Jesus Christus self. Waar ons ook deel is van twee kerklike tradisies, die hervormde kerk en die NG kerk, is dit belangrik dat ons ook verstaan dat ons uiteindelik in hierdie verbintenis geroep is in die geheel van kerk wees, van liggaam van Christus wees, deur die Heilige Gees self. En dat die hoofakteur, die hoofrolspeler hier, die hoofkarakter hier, nie ons as individue of as individuele kerke of denominasies, kerktradisies is, wat belangrik is nie, maar dat dit die kragtige werking van die Heilige Gees is, wat ons in staat stel om ons werk te doen. En waar ons hierdie verbintenisse met mekaar het oor kerkgrense en as gelowiges ook oor verskeie grense wat ons by mekaar gevoeg is deur die Gees, moet ons onthou, dit is hy wat ons saambind. En dan begin daar in ons liefde vir God en vir hierdie evangelie van Jesus Christus
'n eenheid te ontwikkel. 'n Eenheid wat in Handelinge 2 soos hierdie eerste geloofsgemeenskap lyk, ook onder ons gesmee. Ons liefde vir God bind ons ook aan mekaar en dan begin ons hierdie gemeenskap te vorm. Vir ons as gemeentes, vir ons as kerk in ons land, in ons wêreld, is dit belangrik dat ons ook onthou dat hierdie gemeenskap met mekaar 'n belangrike deel van ons roeping is. As ons wil meet hoe effektief ons is, dan gaan ons terug na daai 4 goed wat ons gesê het. Die kerk is in 'n gemeenskap, toegewy aan die leer van die apostels, die kerk breek saam brood en die kerk bid saam. As ons wil meet of ons effektief is en of ons waarlik die kerk is wat deur die Heilige Gees saamgeroep word, is dit die tekens waarna ons moet gaan kyk. Dit is die tekens wat ons vir onsself moet afvra of ons besig is om te openbaar. Elkeen van ons as gelowiges moet ook daardie gemeenskap met mekaar gaan soek en moet oor grense heen verstaan dat dit die Here is wat ons by mekaar wil bring. En broers en susters, ons het hier vandag 'n aanlyn aanbieding, maar ek wil jou regtig uitdaag om nie net by hierdie aanlyn diens te bly nie, maar om ook gemeenskap te gaan soek met gelowiges rondom 'n tafel waar ons saam 'n maaltyd geniet. Daar waar ons tussen medegelowiges is in die kerk, 'n kragtige manier om ook ons geloof in stand te hou. En ek wil jou uitdaag om bietjie agter die skerm uit te kom en ook fisies daardie kontak met mense te gaan soek. Want ons verloor so maklik verbintenis. Ons verloor so maklik hierdie verbintenis met mense, omdat ons agter ons skerm skuil. Ek wil jou uitdaag om in jou gemeenskap in te gaan en daar ook te gaan getuig van God se liefde en om die Gees toe te laat om daardie mense met jou te verbind en om julle aan mekaar te verbind. En ek wil jou ook uitdaag om in jou liefde vir God ook hand uit te steek na die mense rondom jou en met hulle in gemeenskap te tree. Om ook nuwe gemeenskappe te vorm, om deel te word van ons geloofsgemeenskap waar ons die liefde van God en sy genade ervaar. Mag die Here ons ook in hierdie taak help. Amen. Broers en susters, terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Ons Here en Hemelvader, ons wil vandag U loof en prys, want ons weet dat dit U is wat ook nuwe lewe in ons plaas. Ja, Here, as U onder ons werk, dan gebeur daar wonders. En waar ons gedink het ons is nie goed genoeg nie, gee U vir ons die krag om die onmoontlike te gaan vertel, om te gaan getuig van U wonderdade en om dan nuwe gemeenskappe rondom ons by mekaar te roep. Maar eintlik is dit nog altyd U wat handel, Heer. En ons wil vra dat U ons ook daaraan sal herinner, sodat ons nederig genoeg is om nie te dink dat ons beter is as iemand anders nie. Om nie te dink dat ons belangriker is as iemand anders nie. Want Here, aan 'n tafel word hierdie status afgebreek. Daar waar ons saam rondom 'n tafel sit, weet ons, Heer, dat daardie status simbole en daardie plek van mense afgebreek word tot op die grond. En Heer, help ons om dit te doen. Help ons om gelyke gemeenskappe te vorm waar elkeen 'n rol het om te speel, waar elkeen se gawes erken word en waar elkeen uiteindelik aan medewerkers word van U koninkryk en van U evangelie. Ons wil vra, Heer, dat U vandag ook met ons sal wees, waar ons vandag met 'n nuwe week begin, en ons vra dat U deur die Gees ons ook sal lei om daardie dinge in die wêreld te gaan doen wat noodsaaklik is vir U geloofsgemeenskap om ook te groei, vir U nuwe koninkryk om hier op aarde gevestig te word. Ons bid dit in U groot en heilige naam alleen. Amen.
Broers en susters, ek wil vir elkeen van julle sommer 'n baie mooi week toewens. Ons is baie naby aan die einde van ons erediens. Ek wil graag ook vra dat as julle ons bediening wil ondersteun, is julle welkom om dit te doen. Jy kan jou bydrae maak deur na een van hierdie gemeente se rekeninge 'n bydrae te maak. Jy kan ook die skakel volg onderaan hierdie YouTube video vir die twee gemeentes om daar jou offergawe by te dra. En wanneer jy dit doen, broers en susters, help jy ons gemeentes ook om die evangelie uit te dra en mense te bedien wat in nood verkeer, mense wat ook gevoed wil word met die evangelie van Jesus Christus. Broers en susters, ek wens vir julle 'n baie mooi en voorspoedige week toe. Ek gaan nou in vrede in hierdie wêreld. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees nou met elkeen van julle wees. Amen. Broers en susters, kyk gerus nou na die volgende afkondigings. Ek wens vir julle baie mooi en geseënde week toe. He touched my lips and made me whole, exchanged my heart of stone for one of flesh and blood.